Goeiemôre broers en susters. Ek hoop dit gaan met jou baie goed. En ek bid regtig dat die Heilige Gees in jou woon en jou verras met sy seën en sy sorg in jou lewe op hierdie oomblik. En mag die Here jou ook deur die woord vandag regtig bedien en verryk, veral in jou geloof verryk. Mag die Here by ons wees vandag in die woord verkondiging. Ons gaan 'n bietjie lees daar uit Genesis 1. Kom ons praat oor goeders wat absoluut is, wat absoluut die waarheid is. Want daar is so baie ander stories, wat ons miskien daar by die braaivleisvuur hoor, dat ons wonder, wat is fiksie en wat is feite? So kom ons kyk bietjie vandag na die skepingsverhaal. En miskien kan ek ook vir jou 'n bietjie op 'n manier vertel, wat jy nog nie so daaraan gedink het nie. En kan jy jou eie maak, dat jy eie maak, en kan jy dit lekker deel met mense op 'n ander manier ook. En net weer jou sekerheid oor hierdie onderwerp, oor die skepping, uit die hand van ons Skepper, net weer seker maak daarvan dat jy die feite het, en dit kan oordra, en hy gemoedsrus in jou eie hart te neem. Ons tema is weet. Nie dink of ons weet. Weet en vertel. God alleen het alles uit niks gemaak. God alleen het alles wat bestaan uit niks gemaak. Ons kan na 3 punte kyk daaroor. Die God waarvan die Bybel praat, is die skepper van alles wat bestaan. Van alles wat op die aarde is, alles wat in die skepping is en in die heelal is. Tweedens, God is die bron van alles. Die een van waar af alles kom. Hy is ook die instandhouer. Hy is die instandhouer van die lewe, van die asem. Derdens, daarom verdien God alle mense op die aarde, se bewondering en aanbidding ook daarvoor. Kom op mooi om saam te lees uit Genesis 1 uit. En ons begin met die eerste 5 woorde van die Bybel. In die begin het God. 5 woorde. Wees rustig. Dink oor hierdie 5 woorde nou. In die begin het God. Dan net mooi oor. In die begin het God. Dis die opskrif oor alles. Dis die begin van alles. Die skepping in al sy vorm, alle lewens, alles wat bestaan, son, planete, sterre, lewende wesens. In die begin het God. Dis die opskrif oor alles. Dink bietjie daaraan. Daai 5 woorde. Hou net bietjie by jou insink. En geniet dit om te hoor, in die begin het God. En dan staan nou by vers 1 en 2 verder. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. En dit was donker op die diep waters. Maar, as God maar sê van alles verander. Maar die Gees van God het oor die waters gesweef. En dan gebeur dag 1 tot dag 6 van die skepping. En geniet om bietjie saam met my, as ons op 'n spesifieke manier hanteer. Kom ons breek ons 'n bietjie op. En dit begin, elke dag begin so, waar daar staan, en God het gesê, of toe het God gesê. Niemand anders nie. Toe het God gesê. Laat daar lig wees, dag 1. Hoor mooi, daar was nie in dag 1 die son en die maan en die sterre. Daar was lig. Dit was soos, kom op beduie dit op hierdie manier. God het 'n lig aangestuur, want God is lig. Soos ek en jy lig in 'n donker wêreld is. God het 'n lig gemaak. Die son en die maan en die sterre
het nog nie bestaan nie. God het lig gemaak. God begin die skepping deur 'n ruimte. As jy in 'n vertrek instap, dan sit jy die lig, al is dit 'n dowwe liggie soos 'n kersliggie. Jy kan sien. En dan gaan ons uit, ons kom by dag 2. So daar was toch nie son en maan en sterre nie, daar was net lig. God het nie die son en die maan en die sterre nodig om lig te maak nie. God is lig. Hy het 'n lig aangesteek. Dit was lig. Toe God daarop daar. En dan sê hy vir die tweede skepingsdag, toe het God gesê, laat daar 'n gewelf wees. Wat is 'n gewelf? Dit is die blou hemel, die uitspansel, of ons noem dit die lig. En God het toe die waters bo kan die blou lig, bo kan die uitspansel, bo kan die gewelf, het hy geskuif van dit wat onder die gewelf is. Dit is dag 2. En dan kom hy by dag 3 uit. Dag 3 het hy die see en die land geskep. En op die land het hy plante en bome geskep. En binne die see het hy plante geskep. So hy het ruimte geskep. Hy het 'n lig aangesit, hy het die uitspansel geskep, hy het die water geskei, hy het eintlik die see en die land gemaak en plante daarop geplant. Daarop gevestig. Dis dag 1 tot 3. Sien jong, dag 1 tot 3. God het die ruimte geskep. En dan by dag 4 tot 6 sien ons hoe God die ruimte vul. Geniet dit saam met my om dit weer opnieuw te lees. En dan lees ons by dag 4. Toe het God gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf. Laat ligte wees in die hemel, laat daar ligte wees in die lug. Om dag en nag mekaar te skei. Hulle moet ook as tekens dien om seisoene, dae, jare aan te dui. Hulle moet ligte wees aan die hemelgewelf om die aarde lig te gee. En so dit gebeur. God het die 2 groot ligte gemaak. Die grootste om bedags te heers en die tweede om snags te heers. En ons ken hulle as die son en die maan en dan die sterre. God het dit eers op die 4de dag gemaak. God het nie hulle 2 en die sterre nodig gehad om lig te hê nie. God is lig. Hy het hulle self aan mekaar gesit, die son en die maan en al die planete en die sterre. En toe hulle elkeen op hulle plekke neer gaan sit. Dis ook so 'n reaksie teen die mense van die omgewing van Israel destyds, wat die son aanbid het as 'n god, Ra of Re, of die maan aanbid, of dalk selfs die see aanbid, of watter natuurverskynsel, dat God het alles gemaak. Hy het eers later, het hy gesê, goed, laat ons planete maak, laat ons 'n son maak wat bedags heers, en 'n maan wat snags heers en ster. So, vir mense, vir my en vir jou, dink ons dan, en besef ons, maar ons moet die Skepper aanbid, nie die skepping nie. Ons kan nie iets wat God gemaak het, aanbid en hom nie. Ons moet hom, die maker van alles, moet ons aanbid. En dan kom ons by dag 5, en dag 5 lees ons, dat die Here gesê het, God het gesê, Genesis 1 vers 20, toe het God gesê, laat die waters krioel van lewende wesens, laat daar voëls onder hemelgewelf, in die lug, in die hemel, bo oor die aarde vlieg. God het die groot seediere geskep en al die ander lewende wesens, waar die waters krioel, waarvan die waters krioel, almal na hulle aard, ook die voëls na hulle aard. En God het gesien, dit is baie goed. En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vul die aarde, word baie en bewoon die waters van die see en die voëls op die land en in die lug. So ja, ek het sommer vir ons 'n bietjie 'n paar sulke diere saamgebring. Hier is 'n seeleeu,
het vir die kinders 'n bietjie saam kyk, en hierso is 'n pikkewyn, hy sit 'n bietjie op die land darm, en hierso is ook ou eentjie. Right, daar is hy. En dan ook natuurlik 'n uil, die voëls. Goed, die Here het die ruimte gevul wat hy geskep het, die lug en die see. En dan lees ons by dag 6. Toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy aard. Maak diere, diere wat kruip, ook wilde diere. En so het die Here dit gemaak, dat daar nog diere is, soos byvoorbeeld 'n pragtige jakkals, 'n wolf, en sommer nog 'n ysbeer ook nog, en sommer baie ander diere. Dit het die Here alles gemaak. En dan op dag 6 het hy ook die mens gemaak. Die ook vir Adam en Eva gemaak. En so het die Here die aarde, die ruimte wat hy geskep het in dag 1 tot 3, het hy in dag 4 tot 6 gevul. Wat 'n wonderlike skepingsorde is daar. So God maak verskillende dinge soos hy wil op verskillende maniere. Dis gelaaide woorde, nee. God maak verskillende dinge soos hy wil op verskillende maniere. Leer ek daai woorde aan dat ons dit vir ander mense kan sê, want dit is wat die Bybel sê. In die begin het God. En God het die hemel en die aarde gemaak. Genesis 1 vers 1. En dan sê hy, laat daar lig wees. Laat daar die volgende dinge wees. Waar het nou gepraat. So, God maak dan verskillende dinge soos hy wil op verskillende maniere. So God sê byvoorbeeld, God het gesê, laat daar iets wees. En dit was dit. God het opdrag gegee. En dit het gebeur. God het beveel dat die plante en die diere en ook die mens kan vermeerder en kan produseer soos vrugte en blomme en sade en kleintjies en 'n nageslag. En hy het hulle die vermoë daartoe gegee om te kan vermeerder. Hoe fantasties is dit om lewe te kan voortbring? Hy het lewe gemaak wat lewe kan maak. God het ook besluit om iets te doen. En dan doen hy. God skep orde. Hy skei die droë grond van die see. Hy skei die lig van die donker. Hy skei die dag van die nag. Hy maak alles uniek. Kyk al die diere, al die bome, al die struike, die diere in die see, die voëls in die lug, die diere op die aarde kruip. Hy maak alles uniek. Volgens sy eie DNA. Soos hy dit wil. En hy maak dan ook na alles, maak hy spasie. Hy maak nog spasie vir my en vir jou te vul. Dan maak 'n 7de dag 'n rusdag. Want ons kan stil raak vir God. Ons kan opkyk na hom. En hom kan eer vir alles. En 'n verwondering voor hom kan stil raak. As gemeente van God. En hom kan bewonder, hom kan prys, en hom kan respekteer, en hom kan loof en dank vir sy skepingswerke, wat steeds aanhou en aanhou en aanhou. Let daar, God word nie gemaak. God maak. Hy is die vervaardiger van alles. Dis alles bestaan. Alles wat jy kan dink, alle lewe bestaan as gevolg van die wil en almag van God. En so is dan so pragtig opgesom in Genesis 1 vers 30. En so het dit gebeur. Iemand vir jou vra, hoe het alles gebeur? Hoe het alles ontstaan? Dan vertel jy vir die persoon, Genesis 1, op die manier wat ek nou probeer vir jou vertel. En dan sê jy, maar in Genesis 1 vers 30 staan daar, en so het dit gebeur. Dus wat gebeur het, my vriend, my vriendin? Dit bring ons by die volgende ander onderwerp,
maar belangrik hier in Genesis 1 is om te raak sien, en dit is niks wat bestaan is nie gebonde aan tyd en plek en ruimte. Alles is gebonde aan plek en ruimte en tyd. Maar slegs God is nie gebind aan tyd en plek en ruimte. Vir God is daar nie iets soos 'n gister, en 'n vandag en 'n môre nie. Want God is die hele tyd. Hy is Jahweh, hy is awesome. God is ewig. God is tydloos. God is horlosieloos. God is onsterflik. God is nie oud of jonk nie. Jy kan nie vir God aan 'n spesifieke adres koppel nie. Jy kan nie God in 'n kluis toesluit nie, of in 'n kerk toesluit, of soos 'n Boeddha beeldjie op 'n rak neersit. God is oral. God is alomteenwoordig, alsiende, almagtig, alle mag en krag in die hemel en aarde het hom. Tydloos. Ons kan byvoorbeeld nie sê God kan nie iets doen nie. Dit kan God nie doen nie. Dit kan God nie regmaak. Dis buitekant God se vermoë. Ons kan nie en mag nie so sê of so praat nie. Jy kan nie sê God is weg nie. Jy kan nie sê God is dood nie. Jy kan nie sê God is doof nie. Jy kan nie sê God is elders besig nie. Jy kan nie sê God sien my nie raak nie. Jy kan nie sê God hoor nie my gebede nie. Jy kan nie sê God het nie dit of dat vergewe nie. Of dit of dat is buitekant God se vermoë. God is almagtig. Hy doen wat hy wil. En hy kan. Ek maak altyd die grapie van hoekom stoot ou olifant bome om? Wat hy kan. God kan. Noem het en hy kan. En noem het en hy het dit gedoen. En noem het en hy doen dit steeds. En noem het en hy sal dit steeds bly doen. God is almagtig. Hy is nie gebind aan tyd en plek en ruimte. Alles wat er is. Daarom kan God met hy buitekant spat. Met hy die skepping gemaak het, kan hy die son wat hy self gemaak het en self neergesit het, kan hy laat stilstaan as hy wil. Hy kan die son wat hy self gemaak het en self neergesit het, kan hy laat verduister. Hy kan die see wat hy self gemaak het, kan hy ook kloof. Hy kan op die see wat hy self gemaak het, kan hy loop. Hy kan die see wat hy self gemaak het, as hy stormagtig raak, vir hom sê bedaar. Dat hy kan. Dit is dan sy skepping, waarvan hy die skepper is. Hy kan die dood oorwin, want hy is die lewe. Hy wil die lewe maak uit die dood uit. Hy wil die lewe maak uit die groot niks. Kan die lewe, kan die dood oorwin. So kan God, en gaan God, en sal God jou en my vat en ons in die hemel neersit. Jou en my in die hemel neersit. Wel, ons moet besef, dit is dus nie so. Dit is nie so, dat alles wat op aarde bestaan, van self ontstaan het. Byvoorbeeld asem en lewe, kan nie van self ontstaan nie. Voortplanting kan nie van self gebeur. Dan moet 'n aanraking van iemand daarbey wees. Noem maar iemand God. Francis Collins, in sy boek The Language of God, sê, there must be some very intelligent creator out there. En dis wat is tyd, kom om die stel of weer. Alles het nie toevallig gebeur en maar net in die hand gekom. Ek het oulike professor gehad, professor Benk Nombreg, en hy het vir sy doktorsgraadse studies met sy Holland toe gaan van Suid-Afrika af. En daar's 'n ou wat Darwin se evolusie-teorie beduie het en hy sê toe om sy aanbieding, 'n lang aanbieding die hele dag, deur sy so 'n klein stokkie het in die roer gekom
En die hele proses aan die gang gesit wat ons vandag die skepping doen. En toe het Ben sy hand opgesteek en sê, ek het net 2 vrae vir jou. 1, wie die stokkie gemaak? En 2, wie die stokkie geroep het? En einde van die argument, iemand moet die stokkie maak. Iemand moet die stokkie in beweging bring. En so is dit dat God die skepping gemaak het. Die oerknal waarvan hy praat, die Big Bang waarvan hy praat, is deur God gemaak. En daarvandaan was daar die uitspansel ontstaan teen 'n spesifieke spoed. Wetenskaplikes vir jou sê, hy moet teen 'n spesifieke spoed uitsit. Anders is dit chaos. Hulle praat van 'n makro-tipe swaartekrag wat net 'n intelligent creator. Dit kan nie toevallig gebeur nie. Anders verval is en bars uit mekaar. Dan het hy nog 'n tipe swaartekrag gemaak, want dit is hier waar ek staan ek op 'n computer, ek staan, ek dryf nie hier rond nie. Hy swaartekrag. Nog 'n tipe swaartekrag wat die Here gemaak het, uniek is, wat hoe kan dit toevallig gebeur, is die swaartekrag van jou in jou eie lyf, dat as ek dit nie in my gehad het, daai fyn swaartekrag, dan ek self uitmekaar geval. My oog uitgeval, alles het los rondgedryf, maar ek is intakt. Ek is een liggaam. As 'n klein, ligte swaartekrag wat net God kunstig maak en kan uitdink wat jou en my liggaam. So, God het dus nie, soos party mense sê, ja, as hy nou maar die aarde gemaak, maar hy die aarde soos 'n speelgoedkarretjie opgewen, en toe die speelgoedkarretjie daar neergesit in 'n donker kamer, en hy die deur toegemaak in 'n kamer van. God, wat alles gemaak het, bly intens betrokke by sonderskappe, by babas, by harte wat klop, by bloed wat deur die aarde vloei, by liefde, by geloof, by verhoudings, by redding van ons lewens en redding van ons siele. Hy is intens persoonlik by jou betrokke. Kom ons trek pos vir 'n oomblik vanmiddag. En hou 'n slag. Lekker diep asem dra. Kyk vir die blou lig. Kyk vir die wolke. Kyk om jou heen en sien mense en diere en bome. Voel die grond of die vloer onder jou voete. Voel jou hartklop wat bons in die borskas. Voel die asem wat jy hou. Wat jy lewe gee, die laaste dag. En dan weer asem en blaas uit. God het gepraat en die lewe gebeur. God het al die dinge en alles, meer as dit, wat ons nie eens van weet nie, wat ons op aarde nooit sal weet nie, het God gemaak, bestaan as gevolg van ons skepper God. Die asem aan jou neus, die asem aan jou longe, die oë wat kyk, die neus wat ruik, die ore wat hoor, die hande wat voel en vat, alles het God gemaak. Beleef sy persoonlik. Dis ek is nou, jou. Hartklop, die oor wat kyk, die fokus, die brein wat dink, die ore wat luister, die liefde met die voet. God het gepraat. En die heelal kom in beweging. God het gepraat en die heelal kom aan die lewe. Berge verrys. Watervalle begin bruis. Riviere breek hulle pad oop deur die land. Branders begin die wit strande aanval. Rol oor die branders. Sterre neem hulle plek en begin skitter. Die aarde begin draai. En dan maak hy die mens, dan maak hy vir my, en sê neers daaroor, verneder en vul die aarde, lees my vat in die woorde. En God het jou en my gemaak, en alles anders, met intensie, met 'n doel, met 'n plan. Hy het nog 'n plan, jy is nie ongeluk nie, jy het jou iets gedink, al sê mense vir jou persoon, wat het vandag, hoe intens God, betrokke is by jou.
by jou asem, by jou benoudheid, by jou siekte, by jou gesondheid, by jou lewe, by jou siel, by jou ewige lewe. By die vergifnis van jou sondes, as intens by jou betrokke, as hy seun gestuur vir jou. Hierdie skepper God het 'n mens geword en hy het gekom om jou te red. En daarom kan ons met mekaar sê, Psalm 150, die laaste psalm van die 150 psalm, sy laaste vers, die laaste vers van die bundel van 150 psalm sê, laat alles wat asemhaal die Here loof. Dit kan nie anders doen. Doen jy dit ook? Waar is jy in die verhouding met hom? Waar is jy op aarde? Is jy by God? Is jy ook intens betrokke by hom, soos hy intens betrokke is by jou? Dis wat goed is. Pas volgende keer. Dank is verder. Maar Here, vir jou seën. Ons bid. Here, ons het u baie dankie vir ons saamwees vandag. Dan vir die wonderlike woord. En ons loof u dat u die skepper is van alles. Dat u 'n ruimte geskep het in 3 dae. Hoe lang die 3 dae al was. En in die volgende 3 dae die ruimte gevul. Iemand die uniek, spesiaal, besonder, vol wonderwerke, dat ons kan sing is het God van ons. En dan vir die wonder van die kruis, en die ewige betrokkenheid van hy. Here geef ons die asem dan, en geef ons ook die asem te eer. Amen. Seën vir jou, Straatsburg, tot ziens.